Goeiemôre en baie welkom vanoggend by Lewende Beloftes. Jy is ingeskakel by Adventiste Wêreld Radio Afrikaans en my naam is Chanel. Vriende, vanoggend wil ek jou 'n diep vraag vra. Vertrou jy maklik? Nou volgens kenners is vertroue seker een van die moeilikste dinge om deesdae te hê. Want kom ons wees eerlik, ons bly vandag in 'n wêreld waar baie mense actually net uitkyk vir hulle self. Vertroue is eerstens nie maklik om te verkry nie en dan boonop is dit nie maklik om te gee nie. En ek dink almal van ons het iewers al seer gekry deur iemand wat naby jou hart is of was. Maar Anina Wasserman het lig vir hierdie tonnel. Haar go-to belofte en ons Bybelbelofte vanoggend lees ons in Psalm 37 vers 3 tot 6. Vertrou op die Here en doen goed. Woon in die land en beoefen trou. En geniet jouself in die Here, en hy sal die begeertes van jou hart gee. Bewaak jou pad by die Here, vertrou op hom, en hy sal dit doen. Hy sal jou geregtigheid as die lig laat skyn, en jou reg soos die middag. Dit voel vir my of mense uur of meer kan gesels oor hierdie 4 verse. Maar hoor u ook dat vertroue die fondament in hierdie verse is. Want vriende, as daar een plek is waar ek en jy ons vertroue kan plaas, dan is dit by God. Want waar anders? As I look back on this road I've traveled, I see so many times He's carried me through. And if there's one thing that I've learned in this life, my Redeemer is faithful and true. My Redeemer is faithful and true. Everything He has said He will do. Every morning His mercies are new. My Redeemer is faithful and true. Rejoices when I read the promise. There is a place that I'm preparing for you. I know someday I'll see my Lord face to face, 'cause my Redeemer is faithful and true. My Redeemer is faithful and true. Everything He has said He will do. Every morning His mercies are new. My Redeemer is faithful and true. And in every situation He has proved His love for me. When I lack the understanding, He gives more grace to me. My Redeemer is faithful and true. Everything He has said He will do. Every morning His mercies are new. My Redeemer is faithful and true. Jesus is faithful and true. Jy is ingeskakel by Adventiste Wêreld Radio Afrikaans, Lewende Beloftes. In ons Bybelbelofte vir oggend lees ons in Psalm 37 vers 3 tot 6. Vertrou op die Here en doen goed, woon in die land en beoefen trou, en geniet jouself in die Here,
en hy sal die begeertes van jou hart gee. Bewaak jou pad by die Here, vertrou op hom, en hy sal dit doen. Hy sal jou geregtigheid as die lig laat uitskyn, en jou reg soos die middag. Maar kom ons kyk na die belofte of beloftes in hierdie 4 verse wat koning Dawid vir ons geskryf het. Dawid sê vir ons, wanneer jy vertrou op die Here, sal hy jou alles gee wat jou hart begeer. En hy bevestig dit weer, vertrou op hom, hy sal dit doen. Maar hier is my vraag dan, as vertroue so moeilik is, hoe doen ek dit dan? Dalk is daar iemand wat al gewonder het, hoe vertrou ek op 'n God wat ek nie kan sien nie? Want ek dink, volkome vertroue verg 'n diep geloof, juis in die dinge wat ons nie kan sien nie. En dit bring my by die gedagte, kan ek iemand vertrou wat ek nie ken nie? Nou ek persoonlik dink, nee, dalk kan ek nie. Want vertroue vat dikwels baie geduld en baie tyd. En vertroue beteken om op iemand se karakter en beloftes staat te maak. So weer, dan moet mens so persoon of iemand se karakter dan ken. Vriende, al sien ons nie vir God face to face nie, kan ons sy karakter leer ken? Verseker. En wanneer ons deur die woord van God studeer, wys God vir ons oor en oor en oor, hy is 'n God op wie ons kan vertrou. Maar die sleutel lê hierin, deur hom te leer ken. Want vriende, ek kan jou beloof, as jy eers vir God leer ken, gaan jy hom liefkry. En dan is vertroue nie meer die moeilikste ding nie. En dan wil ek my verstout om te sê, dis dalk hoekom Dawid hierdie vers so mooi inkleer vir ons. Want wanneer ons God ken, dan weet ons, hy wil net die beste vir ons hê. En vir ons om dan goed te doen, is goed vir ons. God wil selfs hê dat ons trou moet beoefen. Met ander woorde, wees iemand op wie vertrou kan word. Want selfs dit is goed vir my en jou. En geniet jouself in die Here, sê Dawid. Want hoe anders? Ons God is liefde. Vriende, as my en jou wil in lyn is met God se wil, dink jy ek en jy gaan veilig by hom voel? Wanneer jy op God vertrou en jou vreugde in hom vind, is jy onder sy sorg. En soos Dawid herhaal, hy sal dit doen. Hy sal voorsien in wat jy nodig het, en jy sal vrede en veiligheid ervaar, selfs in onsekere tye. En ek wil jou aanmoedig. Ek weet hierdie klink dalk mooi, maar in realiteit voel dit nie altyd so eenvoudig nie. Maar ek wil jou vanoggend dare. Probeer dit. Ek dare jou, vertrou God met alles. Vat alles na God toe. Vertrou hom ten volle. En kyk vir jouself wat die uitkoms is. Want soos Anina Wasserman sê, ons fokus en vertroue moet op die Here wees. Hy is ons rots en anker en ons vreugde en ons fokus. Ek wil jy uitnooi, as jy graag met iemand wil gesels oor die wil van God, of dieper Bybelstudies verlang oor vertroue, God se goedheid, en dat hy werklik net die beste vir ons wil hê, asseblief maak met ons kontak. Ons webtuiste awrafrikaans.org of stuur vir ons 'n WhatsApp na 060 248 1172. Maar daar waar jy nou is, kan ek asseblief vir u bid? Ons hemelse Vader, dankie Here vir hierdie nuwe dag. Dankie Here vir hierdie nuwe oggend wat u vir ons gee om in u te geniet. Vader, dankie vir die belofte dat ons op u kan vertrou. Ag, want Here, hierdie is 'n wêreld wat donker is. Hierdie is 'n wêreld wat vol seer is, vol disappointments is. En Here, as daar een plek is waartoe ons kan gaan, dan is dit by u. Here, dis my gebed vanoggend. As daar 'n luisteraar is vanoggend wat nodig het om te weet waartoe om te gaan, wat nodig het om veilig te voel, asseblief mag die Heilige Gees daar spesiaal wees. Mag vertroosting daar wees en geloof om vertroue in u te plaas. Want Here, as dit nie by u is nie, waar anders? Dankie Here ook vir die hoop dat wanneer ons vertroue in u plaas, u wil die beste vir ons hê, want die pad saam met u
is altyd beter as enige pad in hierdie wêreld. Dis my gebed vanoggend in die naam van Jesus Christus. Amen.